Hartlik goeiemôre, mag hierdie baie ryklik seën as 'n wonderlike doel in u hart en lewe ook so bereik. Nou lief vriende, die rooi kat is seker een van die meer bekendes in ons land. Daar's van in ons weermagvoertuie, pantservoertuie wat ook na die dier vernoem is ook. En ons weet dat hy sy naam daarvan kry oor sy rooierige pels wat hy dan ook het. Hulle is bekend vir hulle lang skerp ore wat eindig in 'n prominente swart kwassie. Hulle weeg tussen 11 kilogram en 15 kilogram. Die mannetjies weeg sekerlik bietjie meer as wat die wyfies dan ook weeg. Hulle dieet hulle is uitstekende jagters en baie aktief bedags en snags en vreet klein wildsbokkies, dassies, hasse en voëls. En dan is hulle baie territoriaal wat hulle gebied betref, waar hulle dan ook voorkom dan. So liewe vriende, ons wil dan vandag ook so net met u deel oor hierdie saak van om keuses te maak. Jy weet, soms maak ons 'n keuse, dalk soos hierdie rooi kat, om teen die lig te loop of na die ligte te loop, en ander kere loop ons weg van die lig af. Maar keuses maak ons in hierdie lewe. Keuses wat ons nader aan die Here bring, of keuses wat ons verder van die Here af wegneem. En dis daardie keuses wat sekerlik moet oorweeg word en waarin ons vir een en elkeen 'n voorbeeld moet wees in die tipe keuses wat ons maak, dat ons ander eerder na die Here toe trek as wat ons hulle weg van die Here afstoot. Ons keuses in ons optrede, in ons gedrag, ons woorde, moet sekerlik daartoe bydra dat eerder mense na die Here toe getrek word. So sien ons, het Moses hierdie keuses moes hy maak. In Hebreërs 11 vers 4 lees ons, deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word. Moses het gekies om die Here te dien. Hy het alles opgegee om die Here te dien. Hy het sy lewe aan die Here gewy en hy het 'n keuse wat hy moes maak om dit te doen. Net soos ons as mens nie van nature kinders van die Here nie, iewers moet ons 'n keuse maak om die Here aan te neem as ons verlosser en saligmaker, 'n keuse maak om die Here te dien, 'n keuse waar ons die Here vertrou om ons te verlos en vry te maak van Satan se mag, ons sonde te vergewe, 'n keuse om te sê, Here, ek wil heilig lewe. Liewe vriende, hierdie keuse is 'n keuse wat elke mens in hierdie lewe moet maak, of om die Here te dien, of om die Here nie te dien nie. En dis 'n baie belangrike keuse, want dit beïnvloed die uitkoms waar u eendag die ewigheid gaan deurbring. Die volgende saak is, liewe vriende, Moses het teen sonde gekies. Ons lees in Hebreërs 11 vers 25, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van sonde te hê. Hy het teen sonde gekies, al het dit beteken dat hy swaar moes kry op tydelike gebied en baie voorregte moes verloor op tydelike gebied, het hy nog steeds daarteen gekies en het hy so gekies om die Here dan ook te dien met sy hele hart en sy hele wese. Liewe vriende, ons kom daagliks met sulke keuses in aanraking en daagliks moet ons sekerlik teen sonde kies en mag jy so kies sodat die Here ook verhoog en verheerlik sal word. Die laaste dan, liewe vriende, is die keuses wat hy gemaak het teen Egipte se skatte. Hebreërs 11 vers 26 sê, en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte, want hy het uitgesien na die beloning. Ja, liewe vriende, hy het teen die skatte van Egipte gekies, omdat hy groter rykdom en groter skatte gekies het in Christus Jesus. Hy het gekies om die Here sekerlik te dien in sy lewe en om te wy, en hy het geweet dat daar sal 'n tyd aanbreek, as dit nou nie in hierdie lewe is nie, beslis in die volgende lewe, wat hy ryklik beloon sal word, die wonderlikheid van die hemel, die wonderlikheid om 'n plek te wees sonder sonde, 'n plek waar daar geen ongeregtigheid en boosheid is nie, en daar waar die Here Jesus is, in die wonderlikheid van die hemel. En dis die keuse wat hy gemaak het, liewe vriende. Hy het gesê, dit wat die Here my bied, is ver meer as wat hierdie wêreld my kan bied. Is dit die keuses wat u al gemaak het? Het u al op hierdie plek gekom om so aan die Here oor te gee? Mag jy die Here ook so vertrou. As jy dit nie gedoen het nie, kom doen dit. En mag die Here vir u kosbare werk doen. Kom ons bid dan. Ons dierbare Here, baie dankie vir die liefde en die goedheid. Dankie dat ons u vir ons op 'n plek bring om 'n keuse te kan maak. En ons bid vir hulle wat nog nie hierdie keuse gemaak het nie, dat hulle u sal aanneem. En die wat die keuse al reeds gemaak het, sal volhard en dat u ook verheerlik sal word. Amen.